Hy is ook 1 miljoen plus werd in sy gegradeerde vorm. Goeiedag, dis Kobie hierso. Nou vandag gaan ek praat oor Jan van Riebeeck. Die foto wat julle van hom gesien het op die munt of so, is nie Jan van Riebeeck nie. Hy was nie 'n aansienlike man nie. So wat hy gedoen het, is hy het 'n akteur van Holland, naamlik Bartholomeus Vermuyden. Dis die ou wie se foto jy op die munt en op al die Jan van Riebeeck foto's sien. Dit is Bartholomeus Vermuyden. So Jan het nou nie gedink hy lyk goed genoeg nie toe hy vir Bartholomeus gebruik en Bartholomeus se foto is dan op al ons munte en op al die amptelike dokumentasie gesit. Nou dit was vir ons munte van 1965 af tot 1969 was sogenaamde Jan van Riebeeck toen op ons munte gesit, wat eintlik nou Bartholomeus was. Daar is in die jare was daar aparte Afrikaanse en Engelse munte gemint. Nou die 65 jaar is die mees waardevolste en die 1965 50 sent kan tot R10.000 meer stuk werd wees. Nou in 1994 toe Mandela nou aan bewind gekom het, toe die R5 munte nou 'n groot opswang deurgemaak. Baie mense het gedink dit gaan baie werd word en hulle het nie geweet hoeveel daarvan hulle gedruk was nie. En eintlik was daar miljoene van hulle gedruk. So daar het 'n paar kunstenaars in Johannesburg die kans gesien om 'n goeie geldjie te maak en hulle het die munte toe nou laat gradeer en hulle het toe nou sommer honderde duisende rande vir die R5 se munt gekry. Nou sedertdien het mense al agtergekom dat die munt toe nou nie so baie werd was nie. Nou daar sedert daar eerste R5 is al 8 verskillende Mandela weergawe van die R5 gedruk en elke jaar dink mense dit gaan baie werd word en mense sit met hulle hou by die honderde duisende hulle noem dit hoard, hoarding is die term by ons muntmense. Ek versamel al vir omtrent 38 jaar munte, so ek het die ding nou al gesien kom en gaan, maar die Mandela R5 is nou 'n spesiale geval dat almal dink altyd dat hy's altyd meer werd. Nou wat die Mandela R5 'n interessante ding gemaak het is, daar is eintlik baie min van die R5 in Suid-Afrika, omdat Zimbabwe op 'n stadium uit hulle geld uitgehardloop het, soos julle weet, daar baie dinge met die Zimbabwe dollar gebeur, en hulle het op 'n stadium, omdat hulle nie meer geld gehad om te druk nie, het hulle al ons R5, alle jare het hulle ons R5 ingevoer daar na hulle toe, so 'n R5 munt word gebruik as 'n token in Zimbabwe, om mee te koop. So, baie van ons R5 is nou daar, so dit maak ons R5 hierso baie meer skaars. Maar so, daar is nie van die R5, hulle is in miljoene, soos in honderde miljoene van gemint. So, ek kan vandag vir u sê, daar is nie enige Mandela R5 wat meer as R5 werd is nie. Die graderings van munte is 'n groot storie. As jy 'n munt skoon maak, dan vernietig jy sy waarde. Jy moet glad nie aan 'n munt raak nie. 'n ongesirkuleerde munt, as sy wat hulle noem 'n MS, vir munttyd. As sy waarde sê nou maar gegee R1000 is elke MS van daarbo is dit omtrent dubbel van dit. So dit is en ondertoe is dit nog net die helfte. So so gesirkuleerde munt is soos 'n F, is tipies die munt wat gebruik is in sirkulasie, is omtrent 'n 10de of selfs minder van ongesirkuleerde munt se waarde. So die meeste mense, op al die mense wat my kontak en sê ek moet vir hulle kom kyk wat is hulle munte werd, dis nie lekker om vir mense slegte nuus te gee nie, maar die meeste mense het maar die gewone goedjies wat hulle ouma hier in haar ou blikkie ingegooi het en so. Nou daai gesirkuleerde munte en hulle munt tot niks waarde nie. As dit nie silwer of goud werd is nie, dan is dit ongelukkig nie baie werd nie. Maar daar is dan nog nie munte soos die 1931 jaar. Ek wil spesifiek dan nog praat oor die jare 1923, 25 en 31. Nou 23 was die jaar wat die
die Suid-Afrikaanse vlag, of is dit 25? 1925 is die Suid-Afrikaanse vlag in gebruik geneem, die oranje, blande, blou soos ons dit geken het. En toe is op die munte Zuid-Afrika verander na Suid-Afrika, want hulle gereken, ons sê nie Suid met 'n Z nie. So op daai jare is byvoorbeeld die spesifieke tikkies. Hulle het aanvanklik begin slaan met die tradisionele laurierkransie, soos wat julle op die foto sal sien. Dis 'n laurierkransie om die tikkie gewees. Dit was hoe dit gekom het van King George V af. Vierde af. En aan die einde van die jaar se kant het hulle gesê, nee, maar ons wil die protea hê, want die protea is ons amptelike blom. So toe die laurierkransie oorgegaan na die blom toe. Nou om een of ander rede het daar baie min van die laurierkransie weergawe oorgebly en baie meer van die blom weergawe van die proteas. So die laurier weergawe is 10 keer meer werd as die protea op die 1925 tikkie. Nou, almal van julle het seker gehoor van die 1931 tikkie. Nou, hoekom 1931 'n spesiale jaar is, dat nie regtig enigiets in Suid-Afrika gebeur van belang nie. Dit was die Amerikaanse aandelebeurs ineengestort en dit het die hele wêreldmark beïnvloed. En dit was depressietyd gewees. En daar was nie geld nie, mense het hulle skoensole gekook en geëet en dit was 'n swaar tyd. Nou, van daai tyd af is die 1931 tikkie 'n baie gesogte munt. Nou, hy's nie regtig so skaars nie, daar's eintlik heelwat van hulle nog beskikbaar, maar hy's onbekombaar. Dit is 'n ongelooflike munt. Ek moet dit is hy's ook 1 miljoen plus werd in sy gegradeerde vorm. So ja, die 31 tikkie is seker die bekendste Suid-Afrikaanse munt in die volksmond. So, tussen die 1892 enkelskag pond, as ek nou die Suid-Afrikaanse groot 5 kan noem, is die 1892 enkelskag pond, die 1893 half pond, die 1902 veldpond, die 1931 tikkie en miskien Een ander interessante ding wat ek ook vir julle foto kan wys is die 1961 1 sent. Baie mense vra altyd vir my hierdie brons 1 sente wat daar van so baie, daar is baie brons 1 sent en half sente, dit is van 1961 tot 1964. Dit was die oorgangsfase van die ponde, pennies en tikkies na die rand en sent toe. Daar is in 1961 1 sent wat hulle eers geslaan het, so as jy op die foto kyk wat ek daar het, daar's 2 foto's. Die een, hulle sê die ground, hulle noem die ground cover. Die een onder die Ossewase wiel het minder detail as die ander ene. En hy's 'n fortuin werd. As jy daai 1 sent nog steeds beskikbaar, as jy hom kan kry iewers ter, die een is, jy gaan die een kry wat die meeste waar hy nie die grondbedekking het nie, maar daar's een wat, as jy daai foto kyk op daai grondbedekking, as jy daai iemand kan kry, dan het jy 'n fortuin. Ek kyk spesifiek na die Suid-Afrikaanse munte van 1800 af tot vandag toe. Die RSA munte, moet ek sê, is bietjie vervelig geraak, omdat daar so baie van hulle gemunt is, so daar's nooit iets skaars nie. Nou, 'n goeie versamelaar hou van 'n skaars munt, maar 'n interessante ding is, die 1950 se munte, van 1950 tot 1960, was baie volop gewees. So, hulle was nie gesog nie. So, die gewone ding het plaasgevind, wat gebeur? Mense kyk, die silwer munte, die munte is nie skaars nie, en dit is al gebruik, so wat doen hulle? Hulle smelt dit op. En as jy munte opsmelt, wat maak jy? Jy maak hulle skaars. So, die 50er se munte is skielik baie skaars geword, en ook die Elizabeth munte van daarna. So, 'n munt, die ironie is, om 'n munt skaars te maak, moet mense hom vir 'n tydperk minag. So as mense 'n munt minag, dan vernietig hulle hom, en dan word hy skaars. So skaars beteken enigiets onder 1000 gemunt van, of 1000 oor van hom.
ek het 1977 tot 1983 R1 nikkelmunte wat volgens die oorlewing glad nie gemint is nie. So die boeke dui aan daar's 0 van gemint. Nou ek het 'n volledige NGC gegradeerde stel van hulle almal. Daar is hulle het al so 10 miskien 20 van hulle gekry in deur al die jaar. Daar's in my 38 jaar wat ek agterkom het, daar's 3 goed wat 'n munt waardevol maak. Sy aantal, hoeveel daarvan hom gemint is, sy kwaliteit, of dit 'n proefmunt of 'n gebruikte munt of 'n ongesirkuleerde munt is, en dan die derde ding is karakter. Daai 3 moet al 3 waar wees. Kom ons vat die veldpond vir 'n voorbeeld. Die veldpond, as jy 'n veldpond het wat hy is min van gemint, daar is baie min van hom oor. As jy 'n MS munttyd mint het en sy karakter is veldpond, daai 3 is waar. Dit maak hom 'n baie waardevolle munt. En dieselfde van die meeste Courier-munte ook. Maar as ons nou 'n voorbeeld vat van die Mandela-munte nie. Dis nou 'n goeie voorbeeld. Wat die Mandela-munte niks werd maak nie, eintlik nie. Die eerste ding, hulle is die karakter, hulle die Mandela-karakter, dit maak hom waardevol. Die tweede een, as jy 'n proefmunt kan kry, sy kwaliteit is tops. Die derde faktor, daar is 200 miljoen van hom gemint. Dit maak hom nooit 'n skaars item nie. So al 3 moet waar wees vir 'n munt. So ek wil vir alle versamelaars sê nie, as jy enigiets assesseer nie, al 3 daai goed moet waar wees vir 'n munt om 'n waardevolle versamelstuk te wees. Nou, ek het nog 'n paar goeie voorbeelde wat ek foto's van het. Die dubbelskag Crépont. Soos wat ek voorheen genoem het, daar was nou die een skag, Ossewa, met die agterwiel wat groter is as die voorwiel. Dit is 'n autentieke munt. Wat die Chinese toe nou dikwels gedoen het, is, hulle het probeer of die dubbelskag een van die skagte wegvat, maar jy kan nou nie die agterwiel, so jy sal sien, as die agterwiele ewe groot is, dan weet jy, en hy het net een skag, dan weet jy, daar's fout met die munt. Nou, wat maklik is iemand wat munte ken, sal dadelik die fout sien. As jy weet hoe die ding punt moet lyk, dan kan niemand jou ooit om die pos lei nie. So, daar's baie vervalsings, veral van Pilcray krone. Die Chinese slaan hom, hulle noem dit muntstrak. Jy kry, muntstrak bedoel hulle, muntstrak en medelstrak. Muntstrak, ek weet nie wat sy Afrikaans van die muntstrak is, as jy die munt so omdraai, dan bly die foto regop. Medelstrak as jy hom so omdraai, is regop. So, die agterkant is 'n omgekeerde van die voorkant. Die Burgerspond is die enigste Suid-Afrikaanse munt wat medelstrak is, wat van die begin af soos 'n medalje dan nog geslaan is. Maar ja, die Chinese het baie van die krone het hulle medelstrak gedoen. Ek weet nie of het hulle gedoen, dink hulle kan dit doen om dit geldig te maak nie. Daar's 'n ander tegniese punt van wat hulle noem 'n replika. So as jy 'n munt koop en hulle sê dit is 'n replika, beteken dit hy's medelstrak, so hulle het die ander kant omgedraai, maar dit is nie 'n regte munt nie. So dis 'n wettige vervalsing. So mens kry wettige vervalsing en onwettige vervalsings. Ek moet julle waarsku daarteen. So, muntliefhebbers is snaakse, muntversamelaars is snaakse mense. Hulle het 'n passie in hulle. En dit maak baie van hulle skelm. Daar was 'n ou, wat sy naam ek nou nie mag noem nie, 'n skatryk man, wat eendag by my pa aangekom het. En my pa het van hierdie goeie mensnote gehad, van hierdie potgieters wat goeie mensnote, wat niemand van het nie. En hy wou hulle graag gehad het, maar hy het net kom kyk na hulle.
En my pa het opgestaan en gaan koffie maak en so, en hy het nie agtergekom die goed is weg. Toe hy teruggekom het hierdie multimiljonair die note gesteel. So, ek het aanvanklik gedog, dis nou net gewone skelms wat agter die geld aan is nie. Maar 'n muntversamelaar is 'n baie spesiale persoon, hy moet daai ding hê, of hy dit nou gaan steel of nie. So die man het my pa se potgieters rustnote by hom gesteel. En hy het nie 'n oog geknip daaroor na uit. Hy het nie gesê, nee, jy weet nie waar hulle is nie. Ek het bo my kas het ek 'n lys van name van mense met wie ek nie moet besigheid doen nie. Dis nie omdat ek self my kop in hulle gestamp het nie, dit is om in die muntbedryf. Praat mense van hulle en jy moet daai mense vermy. So daar's heelwat skelms wat mense maar net vermy. Daar's note wat baie werd is, soos die Emma de Kok 100 pond noot is 'n paar R100,000 werd, en die kletnote. Ek het self 'n hele versameling kletnote gehad. Nou dit is die eerste note, amptelike banknote. Ek het 'n ongesirkuleerde kletnoot gehad wat ek vir iemand gegee het, wat ook baie werd is. Maar want ek het nie belang gestel daarin en ek het nie gedink om besigheid daarmee te doen nie, maar ja, die kletnote is die duurste note, maar banknote is so seels. Dit is baie moeilik om te verhandel, is baie spesifiek. So as jy nie jou tegnologie ongelooflik goed ken nie, gaan jou vingers brand met banknote soos met seels. Daar's net te veel. Daar is goed wat baie werd is, maar wie weet waar hulle is en hoe om hulle te kry. Munt is net baie eenvoudig. Klerk was die gouverneur gewees van die, soos wat de Kok of Stals. Klerk was die heel eerste gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank. So hy het die eerste stelnote uitgebring. Ek is nie seker van die jaar nie. Nou die kleinste geldeenheid was 'n kwartpenny gewees, of hulle fading genoem het nie. Nou of in Afrikaans was dit 'n oortjie. Nou die fading het altyd 2 mossies op gehad, want in die Bybel staan ons nou van kan jy 2 mossies vir 'n stywer koop, so dit is 'n stywer, dit kom van daar af. So ons kleinste geldeenheid tot vandag toe het 2 mossies op die kleinste geldeenheid. Nou die fading was 'n kwartpenny. So 4 fadings maak 1 penny. So jy het 'n halfpenny, so as ons klein begin. 'n fading, kwartpenny, 'n halfpenny, dan 'n penny. 'n 1D is 'n penny. Dit het 'n D gesit op die einde. Nou 3 pennies het 'n tikkie gemaak. So dit was die algemene 3 punts of 'n tikkie dan nou gewees. Nou 6 pennies was 'n sixpence. So dit was nie 'n desimale stelsel nie. So vir 6 pennies, vir 'n sixpence het jy 6 pennies gekry. En vir 'n shilling het jy 12 pennies gekry. So 'n shilling is 2 sixpence of 4 tikkies. Is jy nog by? So ja, so 'n shilling is 12 pennies gewees. Nou dan het jy 'n half kroon gekry. Nou hulle het ook van 'n half kroon gepraat as 2 en 6. Nou dit beteken 2 shillings, 6 pennies. So vir 'n half kroon kon jy 1 shilling, so is 2 maal 12 plus 6. As jy die som so wou gedoen het. En dan 'n kroon. 'n kroon is 5 shillings. 'n sovereign was 10 shillings. Ja, so die geldstelsel van daai tyd is baie moeilik. So as ons bo begin, 'n pond wat nou gewone goud was, is 20 shillings, 'n half pond of 'n sovereign is 10 shillings, 'n kroon is 5 shillings, 'n half kroon of 'n 2 en 6 is 2 shillings en 6 pennies. Dan kry jy 1 shilling of dan is daar nog 'n 2 shillings ook en 'n 1 shilling en is 'n sixpence is 'n 6D en dan die tikkie of die 3 punts. En dan die
penny en dan die halfpenny. In 1961 moes hulle nou 'n plan gemaak het met hulle moes die goede nou omgeskakel het nie. So dit het nie regte die direkte omgeskakeling van die en is daai ene nie. Maar wat hulle toe nou gedoen het is hulle het die halfpenny verander na die half sent toe. So die kleinste geld eenheid in 1961 was die half sent wat van die halfpenny, die kwart penny het weggeval. So daar was nooit 'n kwart nie. So het was 'n half sent en die sent het 'n penny geword. So is maklik. 1D 1 sent. 6 pence die 5 pence, die tikkie het 'n 2,5 sent geword. Die 2,5 sent is 'n uiters gesogte munt. Hy het net uitgekom van 1961 tot 1964. Hulle is baie ongelooflik baie werd, die 2,5 sente, die tikkies. Die ou tikkie en die 6 pence het 'n 5 sent geword en die shilling het 'n 10 sent geword. En dit was baie moeilik. Daai mense wat ons omskakel, dat was rympies gewees en alles wat hulle moet leer om dit te doen, maar